Wie is jy regtig? As ek vandag vir jou vra, wie is jy? Gaan jy waarskynlik vir my jou naam vertel, jou werk, jou ouderdom of die storie van jou lewe. Maar vandag wil ek vir jou 'n waarheid vertel wat jou hele perspektief dalk kan verander. Dit is nie wie jy is nie. Jou naam, jou ouderdom, jou beroep, dit is bloot die dinge wat vir jou gegee is. Dit is goed wat jy deur die jare versamel het van jou geboorte af. Of goed wat jy langs die pad ervaar het en dalk goed of dalk sleg mee is. Maar dink 'n bietjie mooi saam met my vandag. As jou naam nie jy is nie, as jou fisiese liggaam nie jy is nie, en as jou gedagtes heeltyd kom en gaan, wie is die een wat na alles kyk? Wie is die een wat bewus is van alles? Nou die meeste van ons lewe heeltemal vasgevang in die fisiese wêreld. Ons reageer bloot blindelings op omstandighede, op mense se opinies, op dinge wat skeefloop, wanneer iets gebeur en jy ontplof. Iemand sê iets leliks en jy reageer. Die lewe skuld jou en dan wankel jy. Maar om heeltyd net te reageer op alles wat na jou kant toe kom, is nie dieselfde as om te lewe nie. Dit is soos om op autopilot te wees. Wie jy is baie keer die autopilot version, sal ons maar sê, van jouself. As jy soos 'n klip of 'n boot sonder 'n roer deur elke brander rondgegooi word, is dit tyd om 'n bietjie te herdink. Die oomblik wanneer jy begin ophou om dadelik te reageer en jy begin eerder 'n bietjie meer kyk, gebeur daar 'n verskriklike groot kopskuif in jou binneste. Jy voel skielik nie meer asof die buitewêreld jou beheer nie. Jy raak geanker. Jy word nie meer weggesleep deur een gedagte, een skewe kyk, elke emosie of elke bietjie drama wat iemand anders vir jou probeer skep nie. Die hoofidee hier is die kragtige waarheid. Jy is nie die storms in jou kop of die dinge wat met jou gebeur nie. Jy is die een wat die storm dophou. Dis eers wanneer jy ophou om outomaties te reageer, dat jy regtig eers begin lewe. Nou as jy gereed is om op te hou om jouself deur die wêreld te laat rondpluk, en jy wil meer in hierdie rustige bewustheid leef, en as jy dink, iemand het hierdie innerlike anker nodig, deel dit met iemand vandag. Dit mag dalk net 'n groot verskil in hulle lewens maak. Dis die einde van my boodskap vandag. Ek glo, ons sal môre weer gesels. Lekker dag, totsiens.